Dis Ruimteweek. Elke weeksdag sluit Dr. Roan Steyn by ons aan met 'n brokkie nuus oor die ruimte. 'n Brokkie feite, interessanthede. Vandag praat ons 'n bietjie oor ruimteweer. Luister hier. Goeiedag Sarina, vandag is dag 2 van Ruimteweek 2025 en vandag gesels ons oor ruimteweer, die onsigbare weer wat jou elke dag beïnvloed. Nou, ruimteweer, Sarina, is nie wolke of reën nie, maar dit is die weer in aanhalingstekens wat deur die son veroorsaak word in ons sonnestelsel. Meer spesifiek tussen die son en die aarde. En dit is waar die ruimteweer ons die meeste beïnvloed. So vandag bring ek vir jou en ons luisteraars 3 interessante kitsfeite oor ruimteweer. So eerstens, feit nommer 1. Die son maak jou GPS dronk. Ja, jy het reg gehoor. Wanneer daar 'n sonuitbarsting is, soos 'n sonvakkel of 'n uitbarsting van die korona, dan beïnvloed dit die aarde se ionosfeer en maak die ionosfeer hobbelrig. Amper baie dieselfde soos wanneer mense 'n groot klip vroegoggend in die middel van 'n dam gooi. Dit maak golwe en die water is nou goed ontstel. Dieselfde gebeur met die ionosfeer wanneer daar 'n uitbarsting op die son plaasvind. Nou hierdie laag, die ionosfeer, is presies waar jou GPS-seine deur beweeg en die meeste beïnvloed word. En die hobbelrige golwe maak die GPS-seine baie onstabiel. So wat is die resultaat? Die resultaat is, jou foon se navigasiekaarte kan rondspring. As jy gebruik maak van presisieboerdery, dit kan jou presisieboerdery GPS baie negatief beïnvloed. Industrieë soos mynbou word negatief beïnvloed, waar daar millimeter GPS akkuraatheid nodig is, en dan moet daai toestelle geherkalibreer word. So, hierdie ding dat GPS se dronk word, is 'n direkte resultaat van ruimteweer. Tweedens, feit nommer 2. Ruimteweer veroorsaak ongewenste elektriese strome in die grond deur kragnetwerke en spoorlyne en selfs in langafstand pyplyne. So weer eens, wanneer daar 'n uitbarsting op die son is, kan dit 'n geomagnetiese storm veroorsaak, wat die magneetveld van die aarde laat wikkel. Baie dieselfde soos ons voorbeeld van die ionosfeer. Nou daardie wikkeling van die magneetveld indiseer dan elektriese strome in lang geleiers, soos byvoorbeeld lang kraglyne, spoorlyne en pyplyne. En die resultaat daarvan is dat kragnetwerke kan dan oorlaai word met hierdie ongewenste elektriese strome. Nou gelukkig is daar beskermingsskakelaars, maar daar is al groot kragnetwerke in die verlede uitgeslaan in die Skandinawiese lande en in Kanada as gevolg van ruimteweer. Nog 'n resultaat is alarms en spoorstelsels kry vals alarms of geraas op die lyn. En in pyplyne veroorsaak dit meer onderhoud en meer onderhoudsbeplanning omdat daar hierdie ongewenste elektriese strome deur die pype deurbeweeg. En dit alles net as gevolg van 'n uitbarsting op die son. Nou, derdens, laaste feit. Satelliete sukkel om bo te bly as gevolg van ruimteweer. So weer eens, wanneer daar 'n sonvakkel afgaan by die son en die aarde is magneties gekoppel aan daardie gebied, dan verhoog dit die digtheid van die boonste laag van die aarde se atmosfeer. Dit klink dalk vreemd, maar by 300 of 400 km bo die aarde maak 'n klein bietjie ekstra digtheid 'n groot verskil. So satelliete wat in 'n wentelbaan naby die aarde is, kry meer ligweerstand en hulle verloor dan hoogte. Nou, baie satelliete moet dan brandstof gebruik om weer terug te kom op die regte hoogte van hulle wentelbaan, maar soms het daardie satelliete nie brandstof aan boord nie, en dan val die satelliet net eenvoudig terug aarde toe. En dit het 'n direkte invloed op jou internetdienste, die weervoorspellings wat mens sien, die TV-uitsendings, radio-uitsendings ensovoorts. En as 'n voorbeeld, in 2022 het SpaceX 40 satelliete op een slag verloor as gevolg van hierdie proses, hierdie ruimteweerproses.